Vanoggend so met jou nie en ek sê vir ek het einde van die maand gepraat, al die hele tyd van het ek nie besluit het om hierdie ding te doen. En ek dink vanoggend sê ek met ons bietjie net, gee my net 'n kans om te backtrack van hoe ons tot hier gekom het. Nou, ek het in 2011 het ek my hart oorgegee vir Here. Amazing ervaring, awesome. Daai tyd, en ek het so gelag vir myself gister. Daai tyd was my hare, ek lieg nie vir julle nie, ek dink dit was hierdie rooi gewees, maybe nog 'n bietjie Cherise pink ook gewees. Ek was die enigste girl wat in AGS Bethesda reg voor in die banke saam met my selgroep gesit het, met hierdie bos hare, en is kort gesny, en is funky, en natuurlik, jy weet, dit is maar, as ek het so kan sê, dis 'n ouer garde kerk, jy weet, ons was die jong groep wat net begin het daai tyd. Maar vandat die Here my aangeraak het ek daai tyd gesê, ek wil 'n voorbeeld wees. Ek wil vir mense kan wys dat, al is jou hare rooi, al is jy funky, al is jy modern, al dra jy wat ook al se klere, maar die Here het jou lief net soos wat jy is. En dis funny dat, hoe meer ek daaroor praat, en even nou ook, hoe die Here my weer eens herinner, dit is presies wat ons gesê het, wat vrou na God vroue wat glo is, vroue wat glo gehanteer is, dat die Here vat jou en dan voor jou net soos wat jy is. Ek het weer 'n bietjie fast forward, 'n rukkie terug, my kinders was in die hospitaal gewees, maar nie hoeveelste keer, en ek sit die dag in die hospitaal by my seentjie, en ek is besig om daar te fight in gees, en ek is besig om skrifte te skryf, en ek plak dit in die hospitaal hier en weer, en ek sê vir die Here, dis tot hier toe en nie verder nie. Een van my vriendinne sy het 'n profetiese gawe, en sy sê vir my, sy sien fisies hoe die Here haar wys, hoe staan die engel langs my man en my kind in die hospitaalkamer, en hy is besig om wag te hou. En ons het na 'n lang storie ons deurgegaan, en ons sê toe, dis tyd dat ons opstaan in gees, want die duiwel probeer soveel keer by ons steel. Ons moet opstaan in gees, en ons moet begin fight vir hierdie ding. Ons het dit begin doen. In daai tydperk het ek die aand by die huis gekom, ek het my man afgelos, hy het bietjie by die kinders gebly, ek het gesê, ek gaan huis toe gaan, dat ek net vir my kos gaan maak, dan kom ek terug. Maar in daai oomblik is dit asof die Here so vir my sê, ek wil hoeveel keer vir jou gesê, jy moet video's begin maak, jy moet met die mense begin praat. En die hele tyd stel jy dit uit, jy stel dit uit, dis tyd dat jy dit nou. Nou sit ek daar en sê ek, Here, maar haar is nie mooi nie. Ek is hier vir daai mense, maar haar is nie mooi nie. Jy weet, dis nou, ek het 'n try aan, okay, maar let's do this, en ek het my video opgesit. En ek het gesê hoe die Here my besig is, hoe die Here besig is om met my te werk. En die oudie het kontak met my gemaak, en ons kom eintlik na 'n lang tyd saam, ons was saam op skool gewees, saam hokkie gespeel, op 'n tyd saam gewerk, vir so 'n klein rukkie, en toe het ons baie geskei. En sy stuur vir my boodskap, en sy sê, stuur vir my jou nommer. En ek stuur vir op Messenger my nommer, en ek kom in kontak met haar, en sy reply nie, en ek dink toe, jy weet, is daar iets fout, is daar iets waarmee ek kan help, en ek sê vir haar, hoorie, is alles okay? Weer eens stop daar, backtrack, en nou mooi bly, backtrack, van verlede jaar af, en ons is nou, kom ek sê, middel verlede jaar, tot en met vandag toe, was daar al 4 keer oor my geprofeteer, dat jy gaan werk met vrouwens. 2011 was dit vir die eerste keer geprofeteer tydens 'n sel byeenkoms, waar een van die ouens daai tyd wat ook 'n profetiese gawe het vir my gesê, die Here wys dat jy gaan met vrouens werk deur die dinge waardeur jy gaan. En natuurlik in 2011, ek was nog 'n ou jong poppie gewees, ek het gedink daai tyd probeer net die ou man net vlei. Ek het gedink, ag asseblief, ek gaan niks daarvan maak nie, maar die saadjie was geplant. Die saadjie het by my gebly tot en met vandag toe. 4 keer en sy sê vir my, het jy al ooit daaraan gedink, jy sê self op jou video, jy wil bietjie face-to-face meer met die mense praat, jy wil nie meer net boodskappe stuur op 'n WhatsApp of op 'n Facebook post nie, het jy al daaraan gedink, ek het na die koffiewinkel, ek het 'n nuwe begin gemaak, en ek voel net, waar aanklonk wat sy gevind het, sy voel daar's baie mense wat dit ook kan kry. Ek was soos, let's do this. Ek het dadelik gespring, ek het actually gehuil die oomblik toe sy dit vir my stuur, want toe besef ek, die Here het ook maar sê, my pa sê altyd, die Here het 'n sin vir humor, want
Want ek het gedink, die oomblik wat hy vir my gesê het, ek moet met vrouens werk, het ek dadelik groot gedink. En dit is hoe ek soms is. Ek dink al verby die dinge. Ek was soos Greta op die stage, ek gaan hier gaan ons nou. En ek sê toe vir die Here, okay, maar dit is waar ek moet begin. Because you need to keep me grounded. Ek het gekom, ons het ontmoet. En ons albei se hart is op dieselfde plek, glo ek. En ons het 'n bietjie geshare van waar sy is, waar ek is. Eintlik so amazing om te sien waar ons elkeen is en hoe ons gegroei het. Jy weet, sy sê nog ons uitloop die dag en ek huil toe ek uitloop, want sy sê vir my, toe ons saam gewerk het, en julle moet, ek is 'n baie emosionele mens, maar ek glo ook, ek het altyd, probeer, wat is die woord, verskoning maak daarvoor, maar God het my baie sagte hand gegee. En sy sê vir my, weet jy, die tyd toe ons saam gewerk het, ons het gesien het, ek was nie op 'n lekker plek gewees nie, en ek sê toe vir, weet jy wat, jy is 100% reg, ek was nie. Maar sy noem toe vir my, en sy sê, maar vandag kan ek vir jou sê, het was 'n 360 change, onmiddellik nou, waar ek is. En die hele week nou, so vastrak nou, soos wie, van het ons besluit het, ons gaan dit doen, is ek besig, en ek sê, Here, jy moet my boodskap gee, jy moet my help. Nou gaan ek voor vrouens staan, ek het nog nooit my lewe hierdie ding gedoen nie. Nou moet ek hier voor vrouens staan en ek moet hulle bemoedig. Dis iets wat ek geniet om te doen op 'n boodskap, want dit is baie makliker om iets te tik. En dit is baie makliker ook om 'n video te maak want jy is alleen in jou kamer. Niemand kyk vir jou nie, my man weet nie, kan nie inkom nie, kinders speel nie my plan nie. This is me. En dan post jy en dan worry jy nou maar net nie meer nie, wat ook al gesê of gedink word, dis nou maar so. En ek sê die hele tyd, ek kan maar wat se boodskap gaan ek gee, wat se boodskap gaan ek gee, en die hele tyd is ek soos, moet ek vas. Nou is dit die hele tyd, ek moet vas, want dit is hoe jy nader aan die Here kom. Maar julle, ek lieg nie vir julle nie, elke liewe keer wat ek sê, môre begin ek vas, môreoggend word ek wakker en sê ek soos, waar is daai koffie, waar is die pap, ek is honger, ek kan nie vandag nie. Weet, en die hele tyd, dit gaan net aan. Op 'n stadium gedink, dalk is dit die vyand wat my die hele tyd probeer van push afgooi, van nee, jy gaan nie vas nie, nie waar nie, jy weet, dis mos maar wat hy doen. Die hele week, afgelope week wat verby is, sit ek en ek sê, korte boodskap, wat gaan ek vir die vrouens sê? Ek weet wat is op my hart, ek weet waarmee die Here my besig is om deur te help, maar wat gaan ek vir die vrouens sê? En ek sê nog ons op my binneste vir my, watch, dit gaan wees die aand voor die tyd heel moontlik, maar kom ons wing dit nou maar. Gisteraan sit ek saam met my man en praat en ek sê vir hom, weet jy wat? Ek besef, ek probeer iets wees wat ek nie is. Jou nie het my genade met die feit van sy gesien wie ek is op 'n video. Ek was my true self gewees. En die mense wat my ken, my ma is hier. Ek was net ek. En dit is wat ons gesê het, net soos wat jy is. Ek wil nie pretend nie, ek wil nie probeer maak asof ek 'n pastoor is nie, want ek is nog nie. Maar ek het gedink wat ek eintlik wil doen is om net hier te kom staan en te kom share wat God op my hart sit. Want ek glo eerlikwaar wat tans in my hart aangaan, glo ek dat baie van ons gaan heel waarskynlik dieselfde ding. Ek het in my eerste video gesê dat ek wil true wees en ek wil rou wees. Dis hoekom ek sê, as ek bewe, ek het nog nooit hierdie gedoen. As ek huil, this is me, ek huil. Die Here werk emosioneel met my. Dit is hoe hy my aanraak. Ek huil gereeld by kerk. Soos ek genoem het in 2011, toe dit oor my geprofeteer was, het ek nie regtig iets daarvan gemaak nie, want ek het gedink, asseblief. Ek dink die gedagtes het daai tyd al begin, soos wat ons almal glo daarmee kan relate, dat I'm not worthy enough. Hoekom sal die Here my kies? Hoekom gaan die Here my kies om 'n boodskap te gee vir vrouens? Hoekom gaan die Here my gebruik om ander vrouens te bemoedig? As ek dan tans deur die dinge gaan waar ek gaan. Ek moet noem dat na 2011 het ek weer geval. Wat gebeur? It happens. Ek het teruggeval in die wêreld in. Ek dink op daai stadium het ek die grootste foute van my lewe gemaak. Ek het gekuier. Ek het iets gaan soek wat ek gekort het in my binneste, maar ek het dit op verkeerde plekke gaan soek. En ek het al baie keer vir myself gesê dat dink ons almal weet self dat mense kan baie vinnig
stories aanlas en dingetjies van jou praat en jou naam hardloop ver voor jou uit. En ek het op 'n stadium in my lewe gedink, dit is waar ek is, want ek dink daar is 'n hele paar stories wat al vir my uitgegaan het. En dit het my die hele tyd teruggehou, want nou kry jy skaam. Jy voel dat, hoe kan weer eens, hoe kan ek iemand bemoedig, as daar heel waarskynlik nog steeds 'n storie van my iewers rondloop. Maar toe die Here my aanraak in 2011, het hy sy saad geplant. En hy het dit geplant op so 'n manier dat dit my nog nooit verlaat. Ten spyte van dat ek teruggeval het in die wêreld, ten spyte van die foute wat ek gemaak het, ten spyte van hoeveel mense ek seer gemaak het en hoe seer ek gekry het sy saad binne my gebly. Maar nog elke liewe keer het ek teruggekom na hom toe. Ek het intussen al probeer, Nadine hulle sal weet, my ma sal weet, ons het ons huis omskep, letterlik gebou, ons het gebou in ons huis. Ek het 'n hele salon wat my man vir my gebou het, want ek sou naals doen. Ek het gaan swat by baie sculpture, ek gaan nou hierdie doen, ek gaan hierdie amazing nail tegnikus wees. Alles was gedoen. Die hele ding is gebou, die furniture, alles is daar. En ek het die oggend wakker geword, maar ek het gesê ek wil dit nie meer doen. Dis nie wat ek wil doen. Ek het op 'n stadium terug het ek gesê ek wil oorballe maak. Ek gaan nou gaan ek daai polymer klei oorballe, ek gaan nou 'n killing maak hier. Dit het nie gegaan nie. En elke keer het dit my teruggegooi na die feit waar die Here vir my sê, maar ek het jou geroep vir een ding. Ek het jou geroep om met vrouens te praat. En ek het jou geroep om met vrouens te praat met die dinge waardeur jy gegaan het. Met die dinge waardeur jy tans gaan. Ek wil hê jy moet dit met hulle share. So vandag staan ek hier. Ek het verlede jaar vanaf Junie maand tot en met Desember het ek 'n kursus gedoen. Dit was 'n innerlike genesingskursus gewees. Vir die wat het nou nog nie gedoen het nie. Die vrou het dadelik die eerste sessie het sy vir ons gesê, sit jou safety belt aan want jy gaan vir 'n ride. Gedink, ag, ek gaan nie doen maar. So verskillende topics wat ons doen, onder andere vrese, verwerping, die Here se liefde, jy weet, die duiwel negatiewe gedagtes en gevoelens ensovoorts. Vrese het ek geweet dat ek 'n baie groot issue mee en ek het hom deurgegaan. En toe verwerping kom, was dit een van die topics wat ek gedink het, dit gaan, hierdie een is nie vir my nie. Maar okay, ek moet dit maar doen, ek is deel van die kursus. Maar verwerping was die een wat my die meeste aangeraak het. En deur verwerping het ek, of althans kom ons sê, om deur my verwerping te werk, het ek vir die eerste keer in my lewe die grootste aanraking en persoonlike aanraking deur Jesus gehad. Ek het hier aand gesit en keep in mind, toe ek hierdie ding doen, die Here maak dinge vir jou oop en die Here sê vir jou, daar's goed waarmee jy moet deel, want jy steek dit weg en jy kan dit wegsteek van jou vriendinne af en jy kan dit wegsteek van jou ma af en van almal wat jou sien op jou video en jou WhatsApp en jou Facebook en alles, maar jy gaan dit nie van my af wegsteek nie. Ek weet waarmee jy moet deel. Ek weet die seer wat jy het, whether dit is van kinderdae af, whether dit is van skooldae, whether dit is van vorige verhoudings of ewen jou familie. Maar daar is dinge waarmee jy moet deel. En ek het al gesit en ek het deur my dinge gewerk en die een aand sit ons daar en ek sê vir die fasiliteerder die dag daarna, ek het vanaand die grootste aanraking deur Jesus ervaar. En terwyl ons besig was om te bid, het ek gesien hoe die Here my vat na die fisiese kruisiging toe. Die kruis het voor my gestaan en Jesus het aan die kruis gehang. En terwyl hy gehang het, het hy al sy bloed het uitgetap en sy water het uitgetap. En ek het na hom toe gestap en ek het op my knieë voor hom gaan sit. En terwyl ek so aan hom vashou, sê ek vir hom, dis al waar ek wil wees. Ek wil net by jou wees. Ek laat gaan die seer, ek laat gaan die verwerping, ek laat gaan die foute, die stories, alles, ek laat gaan, ek wil net by jou wees. En terwyl ek so aan hom vashou, sien ek hoe drup een van die druppels bloed op my hand af. Soos wat ek van sy voete afgaan, drup het op my arm en op my arm, met op my hand en op my arm af. En in daai spesifieke oomblik, maak die Here dit vir my oop en die Here sê vir my,
net soos die vrou, wat aan die, die soom van my geraak het, daai bietjie geloof, net soos wat ek haar vrygemaak het, is jy verlos. Maar jy moet weet ook, dat daai druppeltjie bloed is genoeg vir jou, maar is genoeg vir elke liewe een van ons. En dit was my so amazing om te weet, dat een druppeltjie bloed is genoeg om jou te verlos van alles in jou verlede. Dit is genoeg om jou te verlos van al die weer eens, en ek noem het op, al die seerkry, al die verkeerde besluite, al die ouens, al die vrouwens, al die stories, die vriendinne, die werke, wat ook al dit is wat saam met jou gaan, daai een druppeltjie bloed is goed genoeg. Nadat ek die hele kursus klaar gemaak het, het ek gedink, okay, hier was amazing, awesome, great, we've done it. En die vrou sê weer, onthou, jy moet jou safety belt aansit, want jy gaan vir 'n ride. Min geweet dat die Here gaan eers begin werk na die kursus klaar was. Die grootste issues wat ek gehad het, sal ek sê, van mense wat my seer gemaak het in my lewe. Het so een vir een begin nader, een vir een, in weerste plekke, Dekover, staan ek en wag vir een van ons tafels of stoele wat ons bestel het, en hier stap een van die ouens in, wat my bitter seer gemaak het, wat ek jarenlangs gesien het, en hier stap hy. Ek stap by die kerk in, hier stap hy aan die ene in. Ek was by een of ander plek by 'n winkelfiets gewees, en hier is nog een. En ek message die vrou en ek sê, jy sal nie glo wat is besig om te gebeur nie, maar al hierdie mense wat ek vrygespreek het nou opgeduik in my lewe. Hulle kom net all of a sudden is hulle nou hier. En sy sê, maar dis hoe God werk. Want weer eens, dis maklik om 'n besluit te maak op papier en te sê, ek maak los en ek spreek vry. Maar tot jy daai persoon reg voor jou sien, as jy bereid om dieselfde ding te doen, as jy bereid om dan te sê, ek spreek jou vry en ek vergewe jou vir dit wat jy aan my gedoen het. Ek het dit gedoen, en ek kan eerlik word vir julle sê, die vryheid wat ek begin ervaar het, nadat ek daai keuses gemaak het, dis rarig, dit is unbelievable. Dis unbelievable. Die oomblik wat 'n mens in totale oorgawe vir God gee, is wanneer hy begin werk. En as ek sê totale oorgawe, bedoel ek om regtig waar alles voor sy voete te gaan los. Presies soos wat ek gesien het daai dag, wat ek op my knieë gesak het en aan hom vasgehou het en gesê, dis net jy wat ek wil hê. Dis net hier waar ek wil wees. Om alles wat jou al seer gemaak het, alles wat teen jou gehou word, al jou vrese, al jou bekommernisse. As jy dit alles vir die Here gee en regtig waar submit aan hom, is dit wanneer God begin werk. My man het in Januarie maand hierdie jaar het hy 40 dae vas aangegaan. Hy 12,5 dae water vasgedoen en die res van die tyd het hy Daniel vasgemaak. In die tydperk wat hy dit gedoen het die Here vir my gesê, ek moet ook begin vas. Want ek moet vas om hom in gees op te lig en hom by te staan. Ek moet nooit my lewe vas nie. Ek het gehoor van dit, hoeveel kere al bemoedig kom, ons almal vas saam, ek het dit nog nooit gedoen nie, ek het dit aangepak en ek het my 21 dae Daniel vas gedoen. Maar in daai 21 dae Daniel vas, met die idee dat ek doen dit vir my man, het ek eintlik in gees oorgegee. Ek het vir God gewys dat ek submit. En ek doen dit ten volle. Ek vertrou op hom, want glo my en ek dink, wie wat hulle al gedoen het, of iemand in daai het, julle weet, as jy honger is jy honger. En daar is niks of niemand wat jy van dit kan weghou nie, maar om op die Here ten volle te vertrou, vir iets soos van die lus weg, dit is 'n groot ding. Weer eens, totale oorgawe het ek aan hom gegee. Ek sit gister en ek praat met my man en ek sê vir hom, weet jy wat, die ding wat ek graag, of wat die hele tyd, hoe die Here my nog die meeste aangeraak het. Hy het al baie vir my gewys, hoe hy ander mense aanraak, en hoe hy ander mense help om deur die lewe en deur die dinge te gaan. Ek het nie altyd gedink dat ek die moeite waard is, en dat ek worthy enough is vir hom, om na my toe te kom en my aan te raak, of my te gebruik om hierdie dinge te doen. Totdat ek ook maar deur, weer eens, na al daai dinge, deur my moeilikste tye moes gegaan het.
En ek sê, of ek dink daaraan, ek het in 2018, was ek 16 weke swanger gewees en ek het my kind verloor. Eerste swangerskap, verstaan glad nie waaroor al die dinge gaan nie, gaan dokter toe, ons is eintlik op pad na ons fetal specialist afspraak toe, want dit is nou natuurlijk wanneer hulle nou ons maar kyk vir die organe en ons alles in plek ensovoort. Ons gaan met massive excitement, ons is nou hier by die dokter en ek lê op die bed en ons is soos nou gaan ons sien, want heel waarskynlik kom sy daarna vir ons gesê het wat die geslag is. En ek het daar gelê en sy het daar haar skerm aangesit en sy of sonar altyd, sy begin sonar doen en die woorde van bly baie mens. En ek het omgedraai en ek het vir haar gekyk en my man het so vir haar gekyk en sy het gesê, ek is jammer julle, maar daar is nie meer agter. En dit was vir my die grootste seer waardeur ek nog ooit in my lewe gegaan het. Die feit dat jou alles drop het, alles drop. En ek het daar gelê en ek was kwaad, en ek was hartseer, en ek was kwaad vir my man, en ek was kwaad vir die omstandighede waardeur ons gegaan het op die huidige oomblik, want ons het dinge gehad met ander mense wat in ons lewe ingespeel het, ek het hulle blameer, ek het my man blameer, ek het myself blameer, ek was 'n complete lost case gewees. Ons het aan die dokter, ek moes die dokter gebel het om te sê, luister, hulle sê daar is nie 'n hartklop nie. Hierdie was die donderdag gewees, of althans die woensdag gewees. Die dokter het my gebel en hy het vir my gesê, okay, ons kan jou môre doen, of ek dink in anyway, sê hy, môre is dalk bietjie te vroeg, so ons kan jou maandag doen. My man is opgesaai om daai naweek, een van sy grootste draf byeenkomste by te woon, al die wat in Bethlehem. Hy is opgesaai om hierdie te doen. Ek moet vir die hele naweek lang basies met my dooie kind in my rondloop. Ek was kwaad, ek het by my maal nog gesit, ek het gehuil, ek was vies. Ek dink in 'n oomblik van swakheid het my man besluit en ek dink dit was sy coping mechanism gewees, maar hy gaan draf. Hy gaan draf. Later uitgevind dat hy kon nie die reis klaar gemaak het nie, want hy het in mekaar ingesak en gesê, ek kan nie hierdie doen. Die idee wat 'n mens het om te sê, okay, ons boek jou in vir maandag, natuurlik het ek altyd gedink, okay, jy gaan in vir 'n skraap. Ek het nie ingegaan vir 'n skraap nie, hulle het my in full on labour gesit. Ek sê vir my ma daai dag, ek sê, weet jy wat, daai was nie 'n patch teen en kudos vir elke liewe een van julle wat normaal gekraak het, regtig. Ek sê, ek het nooit in my lewe geweet dat 'n mens so seer kan hê, en ek bedoel, my kind was so groot gewees. Maar die pyn wat ek ervaar het, maar terwyl ek op daai bed gesit het, en daai pyn ervaar het, het ek die hele tyd vir die Here gesê, my guy is hier, en jy gaan ons hier neerkry. My man het, ons was opgeneem die aand voor die tyd, en die volgende oggend sou ek ingegaan het. My man het op die vloer geslaap, maar daar was nie 'n bed vir hom gewees. Ons het die hele tyd gesê, op God vertrou ons. Op God sal ons vertrou. En ek lees raak, en dit het my so laat dink, dat in die oomblik wat jy verloor, en nog steeds op God vertrou, het my so laat dink aan Job. En in Job 1 vers 21 sê hy, die Here het gegee, en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. So ten spyte van die dinge wat ons kry, ten spyte van die dinge wat ons verloor, sal ons aanhou om God te prys. Natuurlik na hierdie seer waardeur ons gegaan het, ek en my man, daai tyd was ons eintlik net nog boyfriend en girlfriend gewees. Ek dink dit het hom totaal en al gebreek, dit het my natuurlik gebreek en dit het 'n skeiding in ons verhouding gebring. Ons was veronderstel om te trou en 'n maand voor ons trou breek my man die verloving. Alles is betaal, die wedding, die dop, die night, en hy sê ek kan nie. Natuurlik, nou voel dit weer asof jy hele lewe uit mekaar uitval. Maar op 'n dag sit ek my ma se kombuis. My pa sê jy lyk vir my rustig. Jy weet, natuurlik 'n pa
is, waar is hy? Ek is reg, hier is ek nou, jy weet, want jy breek my kind se hart. En ek het so gestaan en ek onthou dit nog baie goed, ek het so teen die kombuiskas gestaan en ek het hom gesê, ek is rustig. Toe sê ek weet waarmee die Here besig is. Die Here is besig om aan hom te werk. Hy het seer. So ek gaan rustig wag. Ek kry ook seer in hierdie tydperk. Dit is vir my ook nie lekker om hierdie te afsaal nie, maar hy gaan nou weer baie meer as wat ek doen. So ek gaan wag. Natuurlik het ons nou gekry, eventually. Maar dieselfde wat ek lees en ek dink aan die verhouding met my en my man. In Habakuk 3 vers 18 sê hulle, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ten spyte van die dinge waarheen ek gaan en hoe seer ek kry. En dis seer op seer op seer, sal ek nog steeds op God vertrou en glo dat dit wat hy vir my beplan, gaan baie meer werk wees as die seer waardeur ek heiliglik gaan. Ek dink ook daaraan dat van die dag af wat ek besluit het om die Here te dien, deur die feit dat ek geval het en ek het weer teruggekom, het ek al soveel in my maag ingetuig. Het ek al soveel backlash van my familie afgekry. Ek het al soveel kere gekry waar sy dink ons sy's nou holier than thou. Sy dink ons nou sy's beter as almal. Wie dink sy is sy? Wil jy nou vir my sê hoe ek moet lewe? Maar kyk wat doen jy. So natuurlik, die oomblik wat jy jou lewe oorgee aan God, dan moet jy mos nou tippie tou. Want elke liewe ding van jou word opgehou. Maar jy is dan nou by 'n braai. So, maar wat het jy nou in jou glas? Maar jy dien nou die Here, hoe werk dit nou? Maar kyk, en daar is sulke mense wat sê, maar kyk, hoe dink jy aan? Soos, hoe dien jy nou die Here? Soms is dit nog, en ek is eerlik, weer eens, nes ek is, om daar vloekwoord uit my mond te hou, maar hoe dien jy die Here? Hoe dien jy God as jy al hierdie goed nog steeds doen? Maar ons bid nog steeds vir elke een van hulle. Want min weet hulle dat dis wat God nie ek moet vir hom vloek nie my verkeerd verstaan nie. Maar God wil hê ek moet voor hom wees net soos wat ek is. Ek maak nog steeds my foute, maar ek repent. Ek gaan na hom toe met my seer, met my kwaad, en die dinge waarin ons gaan. En hy ken my beter as wat ek myself ken. So hoekom sal ek nou wil pretend vir ander mense en maak asof ek iets is wat ek nie is nie, terwyl hy presies weet hoe ek optree, hoe dit gaan in my huis, hoe ek en my man met mekaar is, hoe ek en my kinders met mekaar is, hoe ek met vriendinne is. Hoekom sal ek enigszins op 'n ander manier wil optree? Ek het al mense gekry wat sê, sy het ons 'n Christen. En dis van familie af. En dit, vir my, as Simonai, die mens wat ek is, dit maak seer. Dis 'n seer wat ek ervaar, wat ek dink, jy weet, ons het al baie gehoor dat die vyand gaan baie dinge en mense in jou lewe gebruik om teen jou, jy weet, hy gaan dit teen jou gebruik, om jou van koers af te gooi. Maar die seer wat jy kry om dit te kry van familie af, is weer eens, dis 'n ander seer. Dis 'n ander seer wat jy nie raak kan verduidelik nie. Maar vanoggend sit ek, en die Here, terwyl ek luister na die, of ek dink aan die backlash van die familie, kom Spreuke 4 vers 23 op, en hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder jou van die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. En ek dink by myself, maar dit is presies wat ons moet doen. Ten spyte van die backlash en die stories en die dinge wat mense van jou sê, moet jy jou hart bewaak. Want dit is toch, dis hierdie is Godse. Nie hierdie. Dis nie die uiterlike nie. Dis nie dit wat die mense glo en sien. Dis hierdie. So as iemand ons kwaad maak, is dit nie ons verantwoordelikheid om te, is dit reciprocate? Wat is dit? Nee? Wat is die? Sê weer? Ja, ek dink is verkeerd, reciprocate. Dis Ek nie dink woord, ja, dis nie woord. dis nee, ek dink, ja, jy hoef nie teen te fight nie. Ons word ook geleer, moet nie kwaad met kwaad doen.
Verstaan? Bly net wie jy is. Jy het nie nodig om mense te probeer regwys nie, want hierdie is 'n verhouding tussen my en God. Dis nie 'n verhouding tussen my en mense. Dis nie 'n verhouding tussen my en my kerk nie. Dis nie 'n verhouding tussen my en my familie nie. Dis 'n verhouding wat ek met God het. Ek het genoem dat die Here 'n passie in my hart gesit het al van 2011 af. Van die dag van wat ek die rooi hare gehad het en gesê ek gaan die mense wys. En ek lag vanoggend vir myself of gister en ek dink by myself, sien hoe nou. Kan jy nou glo van 2011 af en kyk waar ons vandag. Ek was 'n maand terug, was ek blond. Ek het op weer gaan keer en ek dink by myself, hoe werk dit uit? Weer eens die rooierige hare waar ek vandag opstaan en ek van daai stap in geloof en ek sê ten spyte van hoe ek mag lyk, ten spyte van wat mense dalk vir my dink, maar God het daai passie in my hart vir hom gesit. Dis iets wat ek met almal moet share. Whether ek nou nog ek is nie in die wêreld, nie my verkeerd verstaan nie, maar al sit ek by 'n braai, al drink ek 'n koffie of 'n wyn saam met 'n vriendin. Ek het God lief en hy het my lief, net soos wat ek is. En as ek hierdie goed sê van ek het God lief en God het my lief, net soos wat ek is. Jou lief, net soos wat jy is. En jou, en vir jou. God het ons lief, net soos wat ons is. Hy verwag nie dat ons moet change nie. En die afgelope, ek dink hoeveel jare nou al fight ons teen hierdie ding van die wêreld. Die wêreld verwag dat ons spesifiek as vrouens, nie mans, maar vrouens spesifiek voel ek, moet ons die hele tyd compete. Ek dink gister aan en ek lag eintlik terwyl ek dit skryf, jou eyebrows moet on point wees. Jou mascara mag nie klop nie. Verstaan? Jy moet nou like jy moet jy 'n lip filler hê. Verstaan? Jy so like jy mag nie 'n nommer wees. Jy moet die regte klere dra, jy moet die regte liggaamsbou wees. Jy moet die perfekte ma wees vir jou kinders. Jy mag nie foute maak nie. Hulle mag nie oorgewig wees nie, want dan is jy sleg en jy doen nie reg. Jou man moet gelukkig wees en jy moet hom kan happy hou in all ways. Daar is nie 'n dag wat ons mag kry wat ons net kan sê ek kan nie. Daar is nie meer afdae vir vrouens. Dit is ons compete die hele tyd met die wêreld van jy moet die hele tyd op trend bly. Maar die Here het my weer eens herinner vir my gesê daar is nie 'n ding van dat ons moet trend hou by die wêreld. Dis wat die vyand besig is om te gebruik om ons weg te hou van God af. Want ons fokus meer weer eens op ons uiterlike as wat ons doen met wat binne aangaan. Mense fokus meer en word die hele tyd teruggehou van om 'n verhouding met die Here af te hê, want jy mag nie gaan braai nie. Jy mag nie 'n wyntjie drink nie. Jy mag nie dit nie. Jy mag nie dat nie, want as jy enige een van daai goedjies doen, kan jy nie jouself klassifiseer om 'n kind van God te wees nie. En dit is so ver van die waarheid af, like you won't believe. Ek is nie iemand wat hier kom staan en sê, gaan syp jouself moeg en gaan maak jou naam bol voor almal en sê jy lewe vir God. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie, gaan wees in 'n huwelik of in 'n verhouding wat nie van God afkom nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar ek sê dat hierdie ding wat die hele tyd om ons gaan, van ons moet perfek wees. Dit is eintlik wat dit is. Ons moet perfek wees. En op my hele lewe lank sê ek, daar is nie iets soos perfek nie behalwe God. Dis dit. God is perfek, maar nie ons. Geen mens kan compete met ons. En ek staan toe ons besluit het om hierdie te doen, sê ek nog ons om al hierdie gedagtes, ek kan nie ons vir hoe lang besig gaan met al die gedagtes en die dinge wat dan daar opgekom het van ons besluit het om hierdie te doen. Maar die een ding kom by my op en sê, as mense dalk fisies na my kyk, dan sal hulle dalk soms sien, sy's bold, sy's outly, sy's loud, jy weet, sy's soos 'n social butterfly, awesome. Maar ek dink die mense wat naby aan my is, sal besef dat hier binne het ek 'n sagte hart. En ek is iemand wat
ten spyte van nog steeds soms worry wat ander mense van my sê. En ten spyte van is ek nog steeds bang om iets te probeer, want 'n mens weet nie wat gaan gebeur nie. Ons almal is bang vir die unknown. Ons almal wil wegbly van dit af, want dis beter om in jou comfort zone in te beweeg en te wees wie jy ken en waarmee jy gemaklik is, as wat dit is om te sê, okay, maar nou gaan ek hierdie kant toe, want dit is waar God my wil hê. En ek het nie 'n guideline nie, ek het nie 'n plek nie, ek gaan nou maar gaan met dit wat ek voel, hy my neerlei. En ek gaan nou maar stap in die geloof, soos wat ek glo hy my aanraak. En ek gaan mense probeer motiveer met die dinge waardeur die Here my motiveer, en hoe hy my hart aanraak. En ek glo, en ons het gesê vandag eendag, dat baie van ons gaan deur verskillende dinge in die lewe, en ek glo 100% dat ek sal goed by Nadine kan leer, en sy weer by my. En ons goed wat die hou nie dalk vir my kan sê wat met haar gebeur het in die lewe, en hoe die Here haar aangeraak het, wat my weer kan motiveer. En vice versa. En so met elke liewe een, en ek glo met elke vrou wat nog gaan kom ook. En dit is die ding wat ons wil doen hier, en wat ek glo ons by moet vashou, dat God het ons as vrouens geroep om vir hom 'n werk te doen. En God het ons geroep om op te staan in die autoriteit wat hy vir ons gegee het. En autoriteit is om daai mag wat God het hy in ons geplaas. En dieselfde gees wat in Jesus was, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in my en jou. Daai selfde gees. En die Here het vir ons gesê in die woord dat die dinge wat Jesus hier op aarde gedoen het, ons gaan nog meer as dit kan doen. Maar dit gaan oor confidence. Dit gaan oor, is ek worthy enough om dit te kan doen? Het hy my regtig gekies? En ek gaan terug na 'n boek wat ek gekoop het van, ek weet nie of julle weet van Debbie Thibault. Sy het 'n boek geskryf en ons was 'n rukkie terug, ek dink dit was vir hierdie jaar of die jaar wat ons by Passion was. En sy het daar gepraat en sy sê, sy het geleer dat dit gaan nie meer oor confidence nie, dit gaan oor Godfidence. En daai aand kon ek dit nie verstaan. Daai aand het ek sê, ja, dis nice woord. Jy weet, maar dit het my nie aangegryp nie. Ek kon nie verstaan wat, jy weet, hoe bedoel sy nie. En vandag kan ek hier staan en ek kan sê, ek het nie my confidence gehad om 'n naaldagnikus te word. Ek het nie my confidence gehad om 'n besigheid te begin met oorbelle en wat ook al dit mag gewees. Ek wou 'n make-up artist op 'n oomblik gewees het. Ek wou soveel dinge in my lewe gewees het, maar ek het nooit die confidence gehad om dit deur te voer. Ek dink baie keer het my man al gedink, what are we doing? Maar wanneer ek praat met die Here, dan kom daar boldness in my uit. Wat my so laat voel. Dit is, ek het nie hierdie persoon regtig nie, maar ek sien uit daarna om dit met elkeen van julle te share, om die mense daar buite ook mee te share. Ek gaan aanhou met my video's, ons gaan 'n groep en alles begin. Om die liefde by die Here in my hart plaas, met elkeen te kan share. En hoe die Here my aanraak en wat hy met my doen, met elke liewe een van julle te deel. En te hoor hoe God julle aanraak, hoe God met julle werk, en hoe God julle stories kan gebruik om my te bemoedig, sodat ons weer eens, wanneer ons uit hierdie winkel uitstap, dat die volgende vrou wat jy sien, of die volgende man wat jy sien, wat jy net iets kan voorsê, om te sê, weet jy wat, ek het vandag hierdie gehoor, of weet jy wat, Here het jou lief, weet jy wat, you are worthy, want dit is waar dit gaan. Mense glo nie meer dat hulle worthy enough is om die Here se liefde te ervaar, of om geroep te word, om die woord van die Here te bedien. Ek het altyd gedink, jy moet 'n graad agter jou naam hê, en jy moet hierdie wiki en search en alles kan hê om hierdie te kan doen, maar ek het dit nie, ek is eerlik, ek het dit nie. Ek sê weer, nog nie. Maar terwyl ek nog nie daar is nie, wil ek hier staan en ek wil saam met julle groei, en ek wil saam die Here se woord bestudeer, en ek wil saam deur the good, the bad en the ugly gaan. Ek wil hê ons moet saam deur die hartseer gaan, ons moet saam deur die seer gaan. Ek wil hê julle moet weet dat hierdie is 'n safe space. En ja, baie van ons ken nie mekaar. Ons gaan mekaar beter leer ken. En ek wil hê dat ons moet eventually hier kan sit, en ons moet saam kan staan, saam kan bid, en saam kan glo dat God gaan elke liewe een van ons aanraak. En so gaan ons 'n verskil maak in ons gesinne,
in ons families, in ons werksplekke, oor ons gaan. Even babies, waar ook ons is, ons kan 'n verskil maak oor ons. En ek het 'n ding gelees en jy het gesien op die agtergrond van ons advertensie was dit Blomme gewees. En ek het vir jou nie gesê die Here praat in Blomme met my. En snaaks genoeg, ek dog is net met my. Maar toe ek agterkom, toe is die Here eintlik besig in gees om met baie van die mense met deur Blomme te praat. En soos wat jou algoritme nou maar werk op Pinterest en waar ook al bring hy nou maar aan die goedies op. Maar ek kom toe op 'n quote en dis waarmee ek wil afsluit. Ons elkeen is geplant vir 'n rede. God het ons gekies om hier te wees vir 'n rede. Die Here het jare terug vir my gewys in 'n visioen, dit was een van my eerste visioene, wat hy vir my gesê het, ek gaan al jou trane gaan ek collect, letterlik in 'n canfruitbottel. Hy het letterlik vir my daai bottel gewys. Ek gaan al jou trane collect. En daai ding was vol. Toe sê hy, maar eendag gaan ek jou wys wat ek daarmee gaan. En vandag glo ek dat hy is besig om my water uit te strooi. En hy is besig om 'n tuin te maak met al die blomme wat besig is om te groei. Ons is besig om die mooi in die wêreld weer vir almal te wys. Ons wil mense se visie van al die dinge wat aangaan in die wêreld, al die lelik, al die seer, al die bitterheid, al die oorlog ensovoorts. Ons wil daai visie weghou. Ons wil hê mense moet weer afkyk en buig voor God en sien wat hy vir ons wys. Sien wat hy besig is om met ons te doen. En ek wil hê elkeen van julle moet julle self sien as 'n blom. Gaan kies jouself as 'n spesifieke blom. En hierdie, ek wil hê julle moet weet dat hulle sê some years are for growing, but this year is for blooming. En ek glo 100% vas dat elke een van ons gaan hierdie jaar groei. Ons gaan 'n verskil maak. En dis dit.